Ons het kuier hierso saam met Johan de Jager van Bonnier Breffords. En ja, die nasionale veiling is om die draai. Julle skou ook 'n bietjie. Maar is om die draai en dit is iets wat besig is om 'n bietjie merk te maak op die kalender hier in die beesbedryf en dit lyk of julle nie net julle veilings ernstig vat, maar die ras begin ernstig opvat en julle doen dinge op 'n nuwe vlak. Ja, Tinus, ek dink ons het 'n baie onderskatte ras. Ek dink dit is 'n relatiewe nuwe ras vir mense. En ons wil graag 'n paar dinge doen om mense 'n bietjie jy weet betrokke te kry by ons ras en by ons genootskap om dan nou self te sien, jy weet met wat se dier ons hier te doen het. Dit help nie noodwendig altyd as die teelers vertel hoe goed die diere en hoe mooi hulle is nie. Dit help nogal as die publiek en die boere daar buite self kom kyk, jy weet, hoe lyk 'n Brefford en wat is 'n Brefford? Ja. Hulle het hierdie jaar weer vir PJ daar saam met Wilhelmine, wat kom keer en kom skreen en kom gesels. Dis ook kardinaal om terugvoer te kry van ouens wat nie elke dag betrokke is in die ras nie, elke dag al die diere sien nie. Om net te sien dat sê, hoorie, sommer julle is besig, julle gaan na 'n regte plek toe maar julle kan nog hierna kyk en daarna kyk. Is dit wel een van die redes hoekom julle vir PJ kry om na die nasionale skou en veiling by te woon? Ja, verseker. Nee, ek dink dit is uit die aard van die saak trek hy baie aandag ook as jy iemand soos PJ betrokke het by dit. En omdat PJ, jy weet, nie betrokke is by enige een van ons stoetteelers of kuddes nie, kan ek maar sê, hy's onverwant. Hy gee vir jou sy eerlike opinie en jy weet, hy's nie in iemand se sak nie. So die skoutjie wat ons doen sommer voor die nasionale veiling is eintlik maar bietjie vir geesvang en 'n bietjie gesonde kompetisie onder mekaar wat ons begin het wat regtig baie lekker is vir die teelers en ja, ons nooi mense uit om 'n bietjie te kom kyk ook na dit en 'n aand saam met ons te kom geniet daar by Parys by die Afridam. Sê gou vir my, die skou self, die veiling self, die diere wat gekies word, is daar enige kriteria hoe julle besluit wat mag veiling toe kom, wat is die kriteria? Tinus, dit was baie streng geweest hierdie jaar. As jy gaan hierdie jaar op ons nasionale veiling, ek wil nie sê jy gaan glad nie 'n fout kry nie, maar jy gaan 'n baie skerp oog moet hê om 'n fout te kry. Jy weet, Wilhelmine het letterlik gaan handpick, as ek die Engelse term kan gebruik, sy het na al die stoetteelers toe gegaan en die beste diere gaan uithaal vir die nasionale veiling. So daar's 'n geweldige hoë standaard hierdie jaar by die nasionale veiling. Almal se topdiere is daar. Dit maak 'n bietjie seer as sy hier op die plaas kom en jou diere uithaal, wat sy haal regtig die beste goed uit. Ja. Partykeer druk hy hom 'n bietjie arm oor dit wat sy uithaal, want daar's maar goed wat moet bly eintlik. En sy haal hulle net uit. Jy weet, ek kan nou maar praat wat sy by ons gedoen het. Ons verse het deurgekom, al ons klaar gekeerde stoetverse het deurgekom. Sy het hulle A, B en C groepe gemaak en sy het 4 verse uit die A groep gaan uithaal vir die nasionale veiling. Jy weet, en dit is, ek sê dit by almal gedoen, en dit is wat die verse aan betref. Koeie het ons super koeie hierdie jaar op die nasionale veiling. Dit beteken, dit is 'n koei wat aan sekere kriteria's moet voldoen, in terme van TKP, in terme van eerste keer gekalf, jy weet, retensiesyfer. So dit is regtig, as jy hierdie jaar op ons nasionale veiling vir jou 'n koei koop, kan jy maar weet, sy is klaar 'n superkoei, jy gaan gelukkig wees met haar. Ja. Ek kon so van die koeie gepraat, kon bly by die vroulike diere. Wat daai 4 wat julle nou vat en die koeie wat julle vat, waarna kyk ons? Ja, so die 4 verse wat ons vat is 2 dragtig van GM 2110 Eben. Ja. En die ander 2 is dragtig van GM 2261 Pieter Steef. Weet, so ons het verse gaan uithaal wat met goeie bulle ook gedek is en dit is verse wat baie goeie vroulikheid het, verse wat vroeg al begin wig het, verse wat goeie voete het, verse wat kort op die been, medium raam, verse is wat ouens regtig kan na kyk, ja. Ja, en Pieter Steef en Eben, as bestaaring die hoofkudde vir, of kyk, die Pieter Steef se tyd begin nou by julle, maar hy is weer daar gebruik julle om amper maar as julle hoofkudde vaar, en Eben het daai rol ook al vervul saam met Pieter Steef se pa. So dit is dit waarvan hulle dragtig is, die goed dat julle self en julle kudde gebruik en wil terughou.
Ja, nee, natuurlik, ons dink regtig baie van al twee daai bulle. Al twee het al die ras ook verteenwoordig op Bloemfontein se fase C bulgroei toetsklas. Pieterstad was Nampo toe gewees. Dit is regtig bulle wat ons baie van dink en wat ons baie van hou, struktureel reg, fenotipies en genotipies bulle wat baie gemaklik in ons stoet ingestap het. So voor ek jy laat gaan, as ons staan gestop by iemand wat veiling toe gaan, soos jy sê, 'n bul wat hulle by Bloemfontein verteenwoordig het, 'n baie bul wat regtig, dink hy is 2,5 jaar is, toe begin hy nou regtig ontpop en wys hoe manlik en hoe sterk hy is. Maar 'n bul wat julle goed gebruik het en dit wat julle op die grond sien van hom is ietsie waar die ouens reeds dan maar kan kyk. Ja, Tinus, dit is 'n bul wat soos ek vroeër gesê het, jy weet, by ons begin seleksie vir 'n stoetbul begin vroeg. Jy weet, ons wil al sy ma moet uit die aard van die saak 'n baie goeie koei wees. Dit moet 'n aanpasbare koei wees, 'n koei wat kalf elke jaar. Ons kyk regtig nie na bulle vir ons stoet wat uit swakker moederlyne uitkom nie. So ons stoetvaars kom regtig uit sterk moederlyne uit hier by ons. En dan natuurlik fenotipies, hy het daai lekker donkerrooi vel met daai skoon wit bles, perfekte panda oë, wit in die onderlyn. Dis 'n bul wat baie sterk been het, 'n bul wat baie goed op sy voete staan, heel diepte wat ons baie van hou. So die bul is struktureel korrek en ons het hom sterk gebruik, ja, en sy nageslag verras ons elke dag. Ja. Dit is so met die tipe klas wat hulle vat in praat in terme van hulle vroulike die vers wat hulle vat is regtig sterk, kom uit goeie moeders uit soos jy gesê het. So wat ook al die ouens op hierdie veiling gaan koop is regtig van daar nie by julle het hulle regtig het wil min julle kom seermaak 'n bietjie hulle kudde kom verarm as ek dit so kan sê. Nee, definitief, maar die ding wat verblydend is vir my van dit is ek weet ek gaan dieselfde tipe diere kan terugkoop op die nasionale veiling as wat ek sien toe vat, jy weet, en ons by Bonnier, ons is oop vir die uitruil van genetika, jy weet, so dit was vir ons seer gewees om hierdie pakkie diere uit te haal vir nasionale veiling, maar net so het elke ander brefferteler in Suid-Afrika sy beste diere uitgehaal en hulle gaan almal saam staan op die nasionale veiling. Die bulle, daar's nie so baie bulle op ons nasionale veiling hierdie jaar nie, maar die bulle wat jy op ons nasionale veiling gaan sien hierdie jaar, gaan regtig waar stoetgehalte bulle wees. Dan ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd. En ja, sterkte met julle voorbereiding vir julle veiling, maar ook dan vir die nasionale veiling. Kan nie wag nie. Baie dankie, Tinus. Ons sien jou daarso, kom kuier gerus saam met my. Ek gaan 2 dae daarso met hulle spandeer. Ons gaan lekker bees gesels, ons gaan met PJ gesels. En ja, ons gaan natuurlik met 'n kritiese oë, net soos ons mense in die stoet, kom ons maar lekker krities wees. So 'n bietjie na die diere kyk, maar ons gaan ook geniet wat ons sien. En ja, daar's niks lekker as om beeste praat vir 2 dae by die Afridome nie. Sien jou daar.